Hallo en baie welkom by die 4de van ons Pinksterreeks vir 2026. Dis vir die NG Kerk van Karasburg, waar ons 'n oorsigtelike kyk doen van die boek Openbaring. Baie welkom by hierdie gedeelte ook, en ek hoop, glo en vertrou dat u ook in hierdie reeks 'n redelike wysheid sal ontvang uit God se woord uit, maar ook bemoediging, veral omdat ons na Openbaring kyk. Voordat ons dan na die 4de gedeelte kyk, kom ons bid net eers saam. Ons Hemelse Vader, ons eer U, ons loof U as die almagtige God, en ons dankie dat ons juis dit ook kan sien en kan beleef hier uit Openbaring uit. En daarom wil ons vra, Heilige Gees, dat U ook vanaand met hierdie gedeelte vir ons U wysheid sal deel en sal duidelik maak hierdie belangrike boodskap wat U vir ons wil sê. En dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, soos ek met die vorige gedeeltes ook gesê het, Openbaring is seker een van die mees interessantste boeke in die Bybel, maar meestal ook een van die mees misverstaande boeke in die Bybel, veral as 'n mens die woordjie eindtyd verkeerd verstaan. Dis 'n boek wat vol metafore is, wat die betekenis van wat geskryf word partykeer moeilik maak om te verstaan. En juis om hierdie rede is dit dalk 'n boek wat nie baie deur Christene gelees word nie. Wat jammer is, want daar's 'n baie goeie rede hoekom dit die boek van hoop genoem word. Nou, ons leef, soos ek gesê het, in die eindtyd, wat al begin het met Jesus se eerste koms en wat eindig met Jesus se tweede koms. En as 'n mens dit so verstaan, dan kan 'n mens Openbaring ook beter interpreteer. Want mense soek die tekens van Openbaring as iets wat in die toekoms moet kom, en hulle mis dat hierdie tekens al eintlik alreeds waar is in ons huidige tyd, omdat ons in die eindtyd leef. Want sien, Openbaring het nie ten doel om vir ons te kom waarsku van 'n eindtyd wat op pad is nie. Nee, Openbaring het ten doel om vir ons, terwyl ons in hierdie eindtyd leef, waar ons teenstand, verdrukking, vervolging ervaar, om vir ons hoop te kom gee, om ons te kom bemoedig, deur ons te herinner aan dat die oorwinning aan Jesus Christus behoort. En Openbaring doen dit dan in 2 dele. Soos ek gesê, die eerste deel gaan oor ons fisiese realiteit, hier waar ons as kerk in die wêreld is en besig is en teenstand ervaar en die getuies is vir die Here. En dan ten tweede ook in trek Openbaring vir ons die gordyn oop op die onsigbare werklikheid van die lewe wat ons as God se mense leef. In hierdie gedeelte verduidelik dat daar agter die skerms 'n geestelike oorlog aan die gang is. Maar ons weet wat die uitslag van daai oorlog is. Dit is soos die verskil tussen V-Day en D-Day. Dit is die eindtyd waarin ons leef. Dit is die laaste stuiptrekkings van die oorlog voordat die finale vrede kom. En ons weet dat Jesus Christus die oorwinning behaal en dat hy ook weer gaan terugkom. Maandag het ons na die eerste 3 hoofstukke gekyk wat gegaan het oor Jesus wat homself openbaar, spesifiek dan in die 7 gemeentes, en daar het hy ons ingelig en herinner, maar hoor jy, hy kom weer terug. En daarom moet ons juis in hierdie eindtyd, moet ons getrou bly in hom en ons gefokus bly op ons verhouding met hom. Dinsdag aand het ons gehoor dat Jesus die opperheerser oor alles en almal is, dat Jesus die agenda van God vir die heelal in werking stel, omdat hy die enigste een is wat waardig is om dit te kan doen. En dan deur die oopmaak van die eerste 6 seels deur Jesus, het God dan sy oordeel oor die eindtyd wat ons in leef, het hy uitgespreek en het dit uitgegaan. Maar ons is ook bemoedig deurdat God dit duidelik gemaak het dat hy na sy mense omsien hier op die aarde en in die hemel. En dan gisteraand het ons gehoor dat ons gebede het 'n groot impak op die dinge wat in hierdie eindtyd gebeur. Ook dat die eerste 6 trompette bydra tot die oordeel oor die aarde en veral dan die ongelowiges wat daardeur getref word. En ons het egter ook gehoor dat die kerk 'n baie belangrike opdrag gegee is om te getuig van die evangelie en van die oordeel van God. Gisteraand se gedeelte dan gesluit met 'n bemoediging deur ons te herinner aan die 7de trompet wat die sigbaar word van God se koninkryk gaan aankondig. Met ander woorde, wanneer Jesus weer kom met sy mense om dan te regeer. So kom ons kyk dan vanaand na hoofstukke 12 tot 14 van Openbaring. Dis 'n redelike belangrike gedeelte hier in die middel van die boek. En dit is die 4de fokus wat gaan oor God beskerm sy kerk. Nou in die hoofstuk 12 moet ons moed skep uit die feit dat God sy seun en die kerk beskerm teen alle aanslae van die Satan in die hemel en op aarde. En jy sien, dit is die stryd van die geloofsgemeenskap met die draak. Dis Openbaring 12 vers 1 tot 6.
En in hierdie eerste 6 verse van hoofstuk 12 vind ons die visie van die swanger vrou wat in stryd is met die draak. So dis 'n baie goeie uitbeelding hierdie prentjie, maar hulle het net gemis dat die vrou moet nog diep swanger ook wees. Nou die swanger vrou is dan simbolies van die geloofsgemeenskap waaruit Christus gebore word. Sy word soos volg beskryf: sy word bekleë met die son, met die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger. En sy het toe geboorte gegee aan 'n seun, naamlik Jesus Christus, wat soos die teks sê, bestem is om al die nasies met 'n eysterstaf te regeer. Dan die draak aan die ander kant, dit is die duiwel, en toe die seun gebore is, het hy probeer om die kind te verslind. Maar sê die Bybel, die kind is weggevoer na God en sy troon toe. Dit verwys weer na Jesus se hemelvaart. Hierna het die vrou die woestyn ingevlug, en dan lees ons die volgende woorde: na 'n plek wat daar vir haar deur God gereed gemaak is, sodat hulle haar daar 1260 dae lank kon versorg. So dis weer daai 3,5 jaar wat ons gisteraand van gehoor het. So hierdie gedeelte maak dit baie duidelik dat al probeer die duiwel om ons as God se mense te verslind, dat die kerk in hierdie eindtyd, waarin die kerk op die oomblik natuurlik is, deur God versorg word in die woestyn. God beskerm sy kerk. Nou die woestyn word dalk in die wêreld geassosieer met 'n negatiewe plek, maar in die Bybel is dit gewoonlik 'n besonderse plek waar 'n mens naby aan God kan wees. En dan lees ons van die stryd tussen Michael en die draak in die hemel. Dis Openbaring 12 vers 7 tot 12. En in hierdie verse lees ons van 'n oorlog wat plaasvind tussen die aartsengel Michael en die draak. Nou daar is redelike verskil in die interpretasie oor wanneer hierdie stryd plaasgevind het. Party mense dink dit het in die oertyd plaasgevind en ander verwys dat dit gebeur het tydens die kruisiging. Ek neig om saam te stem dat dit gebeur het tydens die kruisiging, aangesien dit dan ook meer sin maak oor Satan wat toe sy toegang tot die hemel verloor het. En ons weet byvoorbeeld dat in Job se tyd het hy nog daardie toegang gehad. Nou hierdie oorlog word verduidelik sodat ons as gelowiges bemoedig kan word dat die mag van Satan is gebreek. Dat die oorwinning reeds oor hom behaal is en uiteindelik volledig gaan wees met Jesus se tweede koms. Nou die beste vergelyking hiervan is, soos ek vroeër na verwys het, die Tweede Wêreldoorlog se D-Day en V-Day. Die beslissende dag wat gewen is toe Jesus uit die dood opgestaan het. En dan die einde van die oorlog is wanneer Jesus weer kom, soos wat die einde van die Tweede Wêreldoorlog was. En dit word sigbaar in die standvastigheid van die gelowiges wat nou op grond van die bloed van die lam, met ander woorde die kruisgebeure, hulle getuienis selfs in doodsgevaar, onbevrees en vrymoedig nog steeds kan volhou, hierdie getuienis van hulle. En daaroor is die hemel bly. Al beteken die val van Satan dat die aarde nou vir 'n kort tydjie onder sy woede deurloop, is die hemel bly oor die oorwinning. En dan vers 13 tot 17 lees ons van die draak se oorlog teen die geloofsgemeenskap hier op aarde. Sien nou dat die Satan uit die hemel uitgeskop is. Nou verduidelik verse 13 tot 17 dat hy nou sy vervolging van die gelowiges voortsit hier op die aarde. Maar hy moet nou telkens rekening hou met die sorg wat God vir ons dra. En ons sien hierdie versorging van God in die gedeelte deur die arensvlerke wat die vrou kry om mee weg te vlieg. Die feit dat sy in die woestyn versorg word, en dan wanneer die draak 'n groot stroom water agter haar aanstuur, het die aarde soort van oopgemaak en dit ingesluk, sodat dit haar nie moet tref nie. So alles aanduidings dat God sy mense hier op die aarde beskerm en versorg. In hierdie stryd wat Satan teen die gelowiges voer, is egter deur geslagte heen sonder ophou. Maar hulle bly standvastig deur God se gebooie na te kom en aan die getuienis van Jesus natuurlik vas te hou. Hulle is gehoorsaam aan God se wil vir die lewe en hulle bly getuig van God se goedheid en genade in Jesus Christus. Dinge wat vir tyd en ewigheid belangrik sal bly. So ons lees met ander woorde in Openbaring in hierdie verse dat in hierdie eindtyd is die Satan hard aan die werk, of soos 1 Petrus 5 sê, soos 'n brullende leeu op soek om te verslind, is hy hard aan die werk om teen ons te veg. Maar God beskerm ons en selfs die natuur beskerm ons in 'n groot mate. En dan raak ons bewus in hoofstuk
13 van die insig wat God ons gee in die planne van die bose driemanskap, sodat ons kan volhard in die geloof. Sien, hoofstuk 13 voltooi vir ons die prentjie van die bose se aanslag op die mensdom, met die bekendstelling van 2 diere wat saam met die draak 'n gedigte bose driemanskap vorm. En wanneer ek praat van driemanskap, dan hoop ek julle sien die nabootsing van wat hy met ander woorde het van die God drie-enig. Satan dink niks, ek wil amper sê niets uit nie. Hy probeer maar net vir God naboots in alles wat hy doen. En hierdie 2 diere is die dier uit die see, naamlik die Antichrist, en dan die dier uit die aarde, naamlik die vals profeet. Saam met die Satan vorm hierdie 3 dan en vorm hulle die bose driemanskap. Nou hierdie 3 kom en hulle beïndruk die mensdom met hulle mag en hulle maak die mense afvallig, behalwe die wat God daarvan beskerm natuurlik. En hulle word dan eintlik finaal oorwin, hierdie diere, wanneer Jesus eendag weer kom. Kom ons lees oor die dier uit die see, die Antichrist. Nou die dier uit die see kan met die Antichrist verbind word in terme van die mag wat hy uitoefen op almal wat nie in die boek van die lewe van die Lam van God opgeskryf is nie. En dit is nou volgens 1 Johannes 2 vers 18, 22, 4 vers 3, 2 Johannes 7, maar selfs ook volgens Jesus se eie woorde oor die vals Christus in Matteus 24 vers 24. En let wel, Jesus se gebruik van die woord Christusse, meervoud. En dan Paulus oor die wettelose mens in 2 Tessalonisense 2. Sien, die Antichrist is dus 'n direkte teenstander van die Here Jesus Christus, soos die draak die direkte teenstander van God self was in hoofstuk 12. Sy beskrywing kom in breë trekke ooreen ook met die 4de dier in Daniël 7, die 10 horings, maar 7 koppe in plaas van 4, wat ons hier vind het hy 7, maar omvat eintlik die beskrywing van al 4 diere van Daniël, met ander woorde die leeu, die beer, die luiperd en die sterkdier. En as hierdie 3 diere in Daniël ingereken word, dan is daar 7 koppe in totaal in Daniël, soos dit in Daniël te sprake is. Nou, omdat die 4 diere in Daniël 7 op die 4 koninkryke dui wat 'n mens kan identifiseer, naamlik die Galdeërs, die Meders, Perse, die Grieke en die Romeine, dui Openbaring se dier uit die see waarskynlik in die eerste plek op die Romeinse ryk, hierdie sterk dier van Daniël, die dier uit die see in Openbaring, maar in die tweede plek tog ook op die som totaal van alle teenstand teen die geloofsgemeenskap. Deurdat die dier uit die see in Openbaring trekke van al die koninkryke van Daniël bevat het, met ander woorde sy enige politieke mag. So wanneer ons van die Antichrist praat, is dit nie een spesifieke persoon nie. Om die waarheid te sê, dit is deur al die eeue, die afgelope 2000 jaar, is dit enige politieke mag wat direk in teenstand kom met Jesus Christus. Hy boots die Christus na in 'n poging dan om die mensdom te mislei, sodat hulle vir hom moet aanbid en nie vir Christus nie. En selfs die opstanding uit die dood word deur die dier nageboots, in hierdie gedeelte, wanneer hy tevoorskyn kom met hierdie een kop wat noodlottig gewond is, maar dan word hy gesond skielik. En dit lei tot groot bewondering en 'n groot aanhang van mense, wat natuurlik nie vir Christus volg nie. En dit is waarom dit so belangrik is vir gelowiges om hiervan kennis te neem, sodat ons nie verras word deur die teenstand en die verguising wat daarmee gepaard gaan. Maar dat ons juis eerder in ons geloof sal kan volhard tot die einde toe. Want daar gaan altyd magte en kragte in hierdie wêreld wees, veral in die eindtyd waarin ons is, wat ons wil wegtrek van Christus af. En daarom, na aanleiding van Jesus se verwysing van die vals Christusse en wat die dier uit die see hier in Openbaring probeer doen, is my afleiding met ander woorde dat die Antichrist nie net na een persoon in die eindtyd verwys nie, maar dat na elke generasie het Antichriste wat in direkte konflik met Christus is. En dan lees ons van die dier uit die aarde, wat dan die vals profeet is. Nou die dier uit die aarde oponeer dan die ander persoon in die Triniteit, naamlik die Heilige Gees. Nou in Openbaring 16 word hy die vals profeet ook genoem, die een wat sorg dat daar 'n godsdienstige begronding geskep word vir die aanbidding van die draak, die Satan, en dan ook die dier uit die see, die Antichrist. Hierdie is dus 'n direkte teenstander van die Heilige Gees, want
Soos die Heilige Gees die Here Jesus verheerlik, doen die diere uit die aarde weer dit vir die diere uit die see en die draak. En daar is baie interpretasies oor presies waarop die simboliek van die valse profeet dan dui, volgens Jesus in Matteus 24 dan gedeelte dan. In Johannes se tyd kan dit waarskynlik die beste met die keizerkultus verbind word van daardie tyd. Maar in die verlengde van die interpretasie kan dit eintlik enige groot godsdienstige beweging verbind word wat nie net 'n ander god aanbid nie, maar wat spesifiek ook anti-Christelik in opset is. Dink maar byvoorbeeld aan die moslems. En dit is hoekom selfs die moslems se eie Koran verwys na die profeet Mohammed as eintlik 'n valse profeet. En in die uitwerking van hierdie diere is om die denk en die werkvermoë van die mensdom wat hulle volg in diens van die bose driemanskap te plaas. Wat een van die maniere is om die merk op die voorkop en die merk op die hand is 'n simboliek te verklaar. Nou, ons moet dit dalk net hierson noem wanneer daar praat van die merk op die hand en die merk op die voorkop, dan bedoel dit met ander woorde simboliek van 'n merk op die voorkop is gaan met ander woorde dit beïnvloed jou denke, jou manier van dink. En die merk op die hand, dit is 'n simboliek van dit beïnvloed jou werke, dit wat jy doen. So dit is nie 'n fisiese merk op die voorkop of 'n fisiese merk op die hand nie. Jy weet, mense wil dit baie keer probeer verklaar met 'n chip of iets wat ingeplant word. Nee, dit gaan daarop neer om dit te sê dat hierdie dier beïnvloed jou denke, die manier wat jy dink en jou dade, dit wat jy doen. Dat dit met ander woorde gerig word om die bose driemanskap te vereer en te aanbid. Maar dit beteken dan ook dat dit die manier is waarop gelowiges van die ekonomie uitgesluit kan word. Want as hulle nie aan die heersende godsdienstpraktyke wil deelneem, soos reg deur die eeue eintlik maar gebeur het in lande waar dit verbied word om die Here Jesus te dien en te volg nie. Ek bedoel, gaan maar na enige moslimland toe, as jy daar 'n Christen is, dan gaan jy ekonomies uitgesluit word. En die getal 666 moet dus in die lig van hierdie interpretasie uitgelê word. Eerder as dat dit die numeriese getalwaarde van name uitgewerk word om 'n persoon daarmee te probeer verbind. 666 staan dus vir die doel van die dier se agenda om die gelowiges ekonomies te probeer isoleer. En as 'n mens dit so verstaan, dan maak dit sin dat as ons praat van 'n eindtyd wat al 2000 jaar lank is, hoe daar hierdie godsdienste deur die eeue eintlik teen ons as Christene probeer werk. En dit bring ons dan by hoofstuk 14, waar ons intens bewus moet wees van die feit dat die oes van die gelowiges, wat hier gesimboliseer word deur die graan, en die ongelowiges wat gesimboliseer word deur die druiwe, tans ingesamel word. In hoofstuk 14 skets aan die een kant die wonderlike toekoms van die gelowiges wat aan God getrou bly, sowel aan die ander kant die afgryslike toekoms van die ongelowiges wat nie met ontzag vir God gelewe het nie en wat eerder die dier in sy beeld aanbid het. En is nog 'n prentjie van die wederkoms van die Here Jesus Christus, né? Maar hierdie hoofstuk word dan vir ons ook in 3 dele opgedeel. Naamlik die lam vergader die kerk as sy eiendom. Asook die finale oordeel en verlossing word aangekondig en dan die oes van die gelowiges en die ongelowiges word dan ingesamel. So, die lam vergader die kerk as sy eiendom. Die 144.000 mense op Sionsberg is weer eens soos in hoofstuk 7 'n simbool van die hele volk van God. Hulle het op 'n onberispelike wyse aan die Here Jesus getrou gebly in die geloofstryd en hulle nie met die wêreld besoedel in hierdie eindtyd nie. Hulle sing 'n nuwe lied as die eiendom van die lam in die teenwoordigheid van die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge in die hemel. God se naam en die van die lam is op hulle voorkoppe geskryf. Wat weer vir ons interessant is, omdat dit 'n verbintenis is van die verbond wat vir ons gesimboliseer word deur die doop natuurlik. Maar ook waar die vorige tekening van die 144.000 na gelowiges verwys het wat nog, jy weet, midde in die stryd op aarde is, word hulle hierdie keer as in die teenwoordigheid van die Here self en die ander hemelse wesens geteken. En daarmee dra dit met ander woorde die boodskap dat God in staat is om elkeen wat hy gemerk het as sy eiendom te kan bewaar vir die ewige heerlikheid. En dan die finale oordeel van verlossing wat dan aangekondig word, dit is Openbaring 14 vers 7 tot 13.
Die 3 engele wat in hierdie perikoop die oordeel en die verlossing wat God bring, kom aankondig reg oor die wêreld, doen dit waarskynlik met die hoop op 'n moontlike inkeer van sommige mense wat nog ongelowiges is. Hoewel dit tog lyk asof die hoop beskaam. Maar die eerste engel verkondig die aanbidding van God as skepper. Die tweede engel verkondig dan die val van Babylon. Dis natuurlik Rome volgens 1 Petrus 5 vers 13 waar Rome direk dan ook so genoem word. En dan die derde engel verkondig die oordeel oor die ongelowiges wat egter nog verder volhard in die aanbidding van die dier en sy beeld. Dis 'n gruisame prentjie van foltering word hier aan die ongelowiges voorgehou. Elkeen wat die dier in sy beeld aanbid het en gemerk is met die dier se teken, sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Met ander woorde, as jy nie vergifnis van jou sonde ontvang het deur dat jy vir Christus in jou lewe het nie, dan gaan jy gepynig word. Jy gaan moet boete doen vir jou sonde. En interessant genoeg word hierdie beeld dan ook as 'n waarskuwing vir die gelowiges gegee om te bly volhard in die geloof en gehoorsaamheid en nie weer terug te val na die wêreld se ongelowige kant toe nie. Want dink jou in hierdie ewige straf in. Om bedags en snags geen rus te hê nie, om altyd en ewig jouself te verwyd, het ek maar net geluister. Die Gees roep daarenteen oor die gelowiges 'n saligspreking uit van ewige rus. En hulle dade volg saam met hulle daar. Dit is die heiliges wat volhard het in die gehoorsaamheid aan God se opdrag en die geloof in Jesus behou het. Dis hulle wat in die hemel kom. En dan lees ons van die oes van die gelowiges en die ongelowiges wat dan ingesamel word. Dis Openbaring 14 vers 14 tot 15 vers 4. En dan verskyn iemand net soos die seun van die mens en hy verskyn as koning want hy het 'n kroon op sy kop en regter want hy het 'n sekel in sy hand. Die uur het gekom vir die oes omdat die oes van die aarde daarvoor ryp is. En in lyn met die vorige perikoop is daar dan 2 oeste, die graanoes en die druiweoes. En hierdie gedeelte herinner ons baie ook aan Jesus wat self gesê het met die oes is ryp en die arbeiders is min. In die eerste plek die graanoes kan met die gelowiges wat oorgebly het op die aarde dan verbind word en word dan deur die Here Jesus self ingebring. Een soos 'n seun van die mens en dit is volgens Daniël 7 vers 13. En dan ook die druiweoes kan weer met die ongelowiges verbind word wat deur die engel met die skerp sekel afgesny word en in die groot druiwepers van God se toorn gegooi word. En net so 'n nota hier. Interessant in die 1983 vertaling in vers 20 staan daar 1600 kilometer. Maar in die 2020 vertaling staan daar 1600 stadion. In die 83 vertaling het dit probeer verstaanbaar maak deur die stadion met kilometer te vervang. Maar die Griekse 1600 stadion is ongeveer 296 kilometer en nie 1600 kilometer nie. Aangesien een Griekse stadion omtrent 185 meter is. En wat interessant is van dit, die 296 kilometer, dat dit is omtrent die hele lengte van Palestina vandag. So hierdie einde verskaf dan 'n groot vreugde vir die gelowiges wat die oorwinning behaal het in Openbaring 15 vers 1 tot 4. Hulle sing die lied van Moses volgens Eksodus 15 waarmee die oordeele direk met die wyse waarop die plan Egipte verlossing vir die Israeliete gebring het dan verbind word. Volgens ook dan Deuteronomium 32 wat Moses se lied met die intog in Kanaan ook weergegee word. Dit is ook die lied van die lam waarin God vir sy almag, sy reg en sy betroubaarheid geloof word en as koning van die nasies aanbid word. Dit dui dus op die feit dat verlossing en oordeel kante van dieselfde munt is soos wat ons voorheen gesê het. Sonder die oordeel sal God se mense nie verlos word nie, maar sonder die verlossing sal die oordeel net so boos wees as die wat geoordeel word. En daarin sien ons God se geregtigheid en sien ons God se liefde. So, dit is dan hoofstukke 12 tot 14 van Openbaring. Hoofstuk 12 verduidelik dat Satan oorlog maak teen die mense van God, maar dat God ons beskerm in hierdie eindtyd. Hoofstuk 13 wil ons dan kom aanmoedig om te volhard
deur vir ons uit te wys hoe die bose ook 'n nabootsing van God 'n drie mag saamstel om teen ons te veg. In hoofstuk 14 herinner ons dat die oes op die oomblik besig is om geoes te word. Die gelowiges en die ongelowiges, mense wat gedurig sterf en daardie oes met ander woorde ingebring word. En dat dit dus nie so goed gaan uitwerk vir die ongelowiges nie. Ons word dus bemoedig dat God ons beskerm en dat daar ellende wag vir die ongelowiges wat nie tot bekering kom nie. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het vir hierdie 4de van die reeks. Môre aand fokus ons dan op fokus 5, naamlik oorwinning en die nuwe hemel aarde, Openbaring 15 tot 22. Dit gaan dan die laaste gedeelte van die Pinksterreeks wees.